Het jy al ooit gewens, jy was eintlik iemand anders? Jy het 'n ander persoonlikheid gehad, dalk 'n ander agtergrond, ander vermoëns, 'n heeltemal 'n ander storie. Jy is nie tevrede met die mens wie jy is nie. Ons kyk maklik na iemand anders en dan dink ek, as ek net soos hulle was, dan sou die lewe beter gewees het. Maar luister gou wat sê Dawid vir ons in Psalm 139, ons lees vanaf vers 13. U het my niere gevorm, my in my moeder skoot geweef. Ek loof u, want ek is op 'n ontzagwekkende, wonderbare wyse gemaak. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. U oë het my ongevormde klomp gesien en in die boek was hulle almal opgeskryf, die dae wat bepaal is toe nog nie een van hulle daar was nie. Geliefde, lees gou daai laaste stukkie net, hoor dit net geweer, nee. Daai laaste stukkie sê, in die boek was hulle almal opgeskryf, die dae wat bepaal is, toe nog nie een daar was nie. Nou kan ek iets vra vandag. Wat is jou dae nie net gebeur het nie, maar eintlik bepaal is? Wat as jou lewe nie toevallig is nie, maar eerder ontwerp? En dan hoor ons hierdie besonderse woorde wat Jeremia vir ons sê in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou afgesonder. Voor jy gebore is, voor jy asem gehaal het, voor iemand jou naam geken het God jou geken. Dit beteken eintlik iets absoluut radikaals. En ek hoop jy's reg vir hierdie, né? Is jy reg vir dit? Luister jy? Is jy gefokus? Jy, geliefde, is nie 'n fout nie. Jy is nie 'n nagedagte nie. Jy is nie per ongeluk hier nie. Selfs jou persoonlikheid, jou temperament, jou vermoëns, daai dinge wat jou irriteer van jouself, né? Daar's baie dinge wat ons nie altyd hou van onsself nie, maar niks van die dinge is buite God se plan nie. Baie mense beklei met hulle persoonlikheid. Ek wens ek was 'n meer stil mens. Ek wens ek was dalk 'n bietjie meer uitgaande. Ek wens ek was nie so emosioneel nie. Ek wens ek was 'n sterker mens, nê? Maar wat as God jou presies so gemaak het? Om presies te doen wat net jy kan doen. Wat as die dele van jou wat jy probeer wegsteek, juis deel is van die goeie werke waarvoor hy jou geskep het? Sien, geliefde, hierdie week vra ons hierdie vraag. Ons vra, waarmee is God besig in my lewe? Waarmee is hy besig in jou lewe? En vandag is die antwoord, hy is nie besig om jou iemand anders te maak nie. Hy is besig om jou te gebruik soos jy is, vir wat hy reeds vooraf beplan het. En dit is, ek hoop vir jou, soos vir my, is dit bevrydend, né? Jy hoef nie te kompeteer nie, jy hoef nie soos ander te probeer wees nie, jy hoef niks te bewys nie, jy hoef nie te presteer om guns te kry by God nie. Nee, jy en ek moet net oorgee. So vandag se eenvoudige, praktiese stap. Hou op om te wens jy was iemand anderste. Sê eerder vandag, maak hierdie jou verklaring of hierdie gebed na God. Sê iets soos, Here, dankie dat U my gevorm het, gebruik my soos ek is. En kyk, geliefde, hoe vrede gaan begin intree in jou lewe. Môre gaan ons kyk na iets wat dit alles saamvat, dat jy is deur genade gered, maar jy is wel geskep vir iets baie spesifiek. So ek sien uit om môre weer saam met julle in te skakel, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag is my gebed eenvoudig. Daar waar ons vandag beweeg, mag ons met 'n bewustheid wandel, dat U het ons gemaak soos ons is, ons persoonlikheid, ons talente, ons vermoëns, ons gawes, die dinge waar ons passievol is, die dinge waar ons passionate raak, Here. U het ons so mekaar gesit, maar mag ons vandag beweeg met die wete dat U wil ons ook so gebruik. So, Here, help ons elkeen om ons persoonlikhede, ons gawes, ons vermoëns, allerlei dinge oor te gee aan U en toe te laat dat U deur dit kan werk, soos U begeer om deur dit te werk. En Here, dankie dat ons elkeen so uniek geskape is. Ons loof U daarvoor en ons almal sê amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.